Goeiemôre julle. Is julle bly om vandag hier so te wees? Ja, dis lekker nee. Lekker rustig wat die Here vir ons gegee het. Sê my gou 'n bietjie. Waartoe het julle rondgeloop vanoggend? Ek sien net hier ry 'n klomp karre uit. Ek wonder wat gaan aan. Waartoe was julle? Rarig. Vertel ons, wie wil ons bietjie meer vertel? Wie wil vir die ander groot mense 'n bietjie vertel wat het julle gedoen? Wie gaan hulle 'n bietjie vertel? Kom. Gebed vir die ou mense. So vir 1 uur en 'n half, so julle het in Sabbatskooltyd en in lesstudietyd het julle vir die ou mense gaan bid, nê? Het julle vir hulle gesing ook, sê jy? Ag, dit was lekker. Het hulle dit geniet? Amen. Dis mooi man. Dis praktiese Christendom, nê? Om vir iemand anders iets te beteken. Nou ja, ek gaan 'n storie vir julle vertel vandag wat ek dalk al vir julle vertel het. Ek is nie heeltemal seker nie. Ek kan nie meer tred hou of ek hierdie storie vertel het of nie vertel het nie, maar as ek hom vertel het, dan moet julle my maar vergewe en hom maar weer luister. Of as julle hom beter ken as wat ek hom ken, kan julle hom maar vertel. Ek dink dis 'n bietjie gevaarlik, nê. Nou toe ek 'n klein seentjie was, ek was so 12 jaar oud. Wie's 12? Wie's amper 12? Hoe oud is jy? 11. Ja, dis goed genoeg. 11 en 12 is maar dieselfde ding in my storie. Ek was so oud soos jy. Ek was so oud soos jy, Etienne. En toe moes ek by die huis 'n werkie vir my pa doen. Maar hy het my nie mooi gesê wat die werkie is nie. Ek het eers later die middag agtergekom eintlik wat dit is wat hy vir my nou presies gevra het. Hy het gesê, sal ek iets vir hom doen? En ek het sommer net gesê, ja pa, ek sal. En toe ek die middag by die huis kom, toe staan daar 'n bakkie by die huis. En agterop hierdie bakkie, hy het so 'n seiltjie opgehad. Dit is daar baie goed op. Ek wonder toe, wat is onder hierdie seil? En ons vat toe die seil en ons maak hom toe los aan die kante. En toe as die seil oopmaak, wat dink julle is onder die seil? Aartappels. Baie aartappels. Nou nie so baie soos wat Nikkie en Tannie Karen hulle op die plaas het nie, maar hierdie was baie aartappels ook. En ons maak 'n seiltjie los en ons haal al die sakkies aartappel, haal ons toe af, ons stel dit toe af en ons sit dit toe daar op die grond. My pa sê, seun, as jy 'n bietjie sakgeld wil verdien, dan moet jy hierdie aartappels vir my verkoop. En dis baie sakke, dis om so 'n hele berg sakke. En ek dacht, wat se plan kan ek nou maak? En ek en my vriende kom maar by mekaar, en ons sê, okay, ons gaan na die mense na hier om ons gaan, ons bure. En ons loop toe soontoe, ons gaan klop aan die deur, ons sê, tannie of oom, wil jy nie graag 'n sakkie aartappels koop nie? En so hier en daar het iemand ja gesê. Maar daai 50 sakkies aartappel het baie stadig minder geraak. Hulle het nog net so 'n groot berg gebly. En toe moes ek verder begin loop. En later is ons by die tweede straat van ons af. Ons is al daar besig. Weet jy hoe moeg raak jy om 'n sak aartappels 2 strate ver te loop? Dis baie ver. En later toe besluit ons, nee wat, ons moet 'n plan maak. En jy kan nie 'n sakkie aartappels op jou skouer hou terwyl jy fietsry nie, dis net moeilikheid soek. So fietsry en aartappels gaan nie saam nie. Toe besluit ons gaan die krywa vat. Vat ons die krywa. Maar weet jy hoe moeg word jy van dit? Dit is net so 'n senitergende proses. Want later kan ons na die tweede of die derde straat toe gaan en dit raak vir ons net moeiliker en moeiliker. En later die middag, toe sê ek vir my pappa, joh, hierdie werk is moeilik. Toe sê hy maar, hoekom vat jy nie die bakkie nie? Dink julle dit was 'n goeie plan? Jy skud jou kop. Ek het ook my kop geskit, Etienne. Dat het my op daai stadium nou 'n goeie plan gelyk. Maar ek het 'n probleem. Ek kan nie oor die stuurwiel sien nie. Nou wat doen 'n mens as jy nie oor die stuurwiel kan sien nie? Ja. Lyk my daai gene het oorgedra na jou toe, my seun. Jy gaan kry kussings. Maar nou moet ek soos iemand lyk wat baie ouer is. En Etienne, hoe kry ons dit reg? Jy sit 'n hoed op, en jy sit vir jou groot jas aan, in die warm weer, en jy kry vir jou donker brille. Dan lyk jy mos nou groot, en dan sit jy sommer op 'n paar kussings, dan sit jy hoog. Maar jy moet nou nie te hoog sit nie, want anders is jy nie naby genoeg aan die pedale nie, dan kan jy nie die petrol in die briek trap nie. So dit kan nogal 'n probleem raak. In elk geval daar ry ek toe. En ek laai my sakke aartappels op, en my ander waaghalsvriende klim toe agterop. En daar ry ons. En ons ry en ons verkoop. En weet julle wat? Dit was sommer maklik.
Want sommer vandag het ons ver gery en ons het baie sakkies aartappel verkoop. Maar toe gebeur daar 'n lelike ding. 'n Baie lelike ding. Daar's 'n tannie wat ek verbyry, wat nie 'n sakkie aartappels by my wou koop nie, wat baie kwaai is. Wat so deur die venster loer. En sy kyk vir my so, en ek sien haar. Boe, die tannie gaan vir my moeilikheid gee. En ek sien hoe tel sy die telefoon op. En ek kon net raai wat sy nommer bel sy. Wat sy nommer dink julle het sy gebel? Polisie. Hulle het die polisie gebel, nee. Toe sê hulle, polisie, hier is 'n mannetjie wat hier rondry wat nie 'n lisensie het nie. En ek ry en ek gaan verkoop nog aartappels. En toe ek nog so besig is om te ry, wat dink julle kom hier vooraan? Hier kom die polisie, vangwa aan, nee, met sy blou ligte. En hy ry so stadig, so asof hy nou 'n skelm soek, nee. En ek sit my flikkerlig aan en ek gaan die kant toe. En waartoe dink julle gaan die polisieman? Hy gaan ook daai kant toe. En hy ry verby my en hy stop voor my en hy steek sy hand uit om vir my te stop. En ek stop langs die pad en ek klim uit en ek loop na hom toe, of hy loop na my toe. Hy sê, goeiedag, hoe gaan dit? Jo, nou moet ek maak asof ek 'n groot mens is, nee. Ek sê, het gaan baie goed, dankie. Baie goed met my. En die ou weet nie wat aangaan nie. Maar hy kyk so in en hy sien al hierdie kussings hier onder. Maar hy kyk mooi en hy sê, nee man, hierdie mannetjie is nog 'n jong mannetjie. Hy sê, hey, hoe oud is jy? En toe moet ek maar die waarheid praat, nee. Toe sê ek vir hom, ek is maar 12 jaar oud. Toe sê hy, so jy het nie 'n lisensie nie. Toe sê ek, nee. Toe sê, aha, jy weet jy is nou in groot moeilikheid. En toe is ek in groot moeilikheid, nee. Toe dacht ek, hy gaan my dalk tronk toe vat, of hy gaan my dalk polisiestasie toe vat. Toe sê hy vir my, waar bly jou? Papa en jou mamma. Toe sê ek vir hom, by daai ander huis, daar aan die kant. Hy moet so toe gaan. En toe gaan ek huis toe. En toe wag ons vir die polisieman. Maar weet julle hoe erg is dit? Ek wens dat die polisieman wil kom. Dis soos 'n pak sla. Weet julle wat die ergste van 'n pak sla is? Om te wag vir hom. Dit is baie erg. Luka, jy skud jou kop. Baie mooi. En ek wag en hierdie polisieman kom nie. Nêrens is die polisieman te sien nie. Dit was erger as wat die polisieman net sou kom nie. En ja, so ek het baie skuldig gevoel. En toe het ek vir my pappa gaan sê, pappa, die polisieman het my gevang en ek is baie jammer. En weet julle wat dit my aan laat dink? Is partykeer, luister mooi wat ek sê, partykeer maak ons of ons iemand is wat ons nie is nie. Ons sit 'n masker op ons gesig. Ons maak vir die mense daar buite asof ons hierdie sterk ou is en of ons goed doen vir almal, of ons met die Bybel onder die arm loop. Maar eintlik is ons nie dieselfde as ons by die huis kom nie. Ons sit 'n masker op. Dis hoekom die Here vra dat ons altyd sy liefde in ons hart moet dra. Ons moet altyd soos hy probeer wees. Of ons by die werk is, of ons by die skool is, en of ons by die huis is, waar ook al ons is, by die kerk, ons moet dieselfde wees. Sal julle dit onthou? Dankie, julle kan maar gaan sit hoor. Here, dankie vir u wonderlike liefde, u warm liefde wat ons harte op hierdie oomblik nou vul. Here, maak ons harte ontvanklik vir dit wat u ons wil gee. Here, ons bid spesiaal vir elke persoon wat vandag nie kan wees nie as gevolg van omstandighede of van siekte. Wees ook daar met hulle, soos wat ons die brood vanoggend van u woord breek. Ons bid alles in u naam. Amen. Ek lees graag vir julle in Efesiërs in hoofstuk 6. Ek gaan 2 skriffies vir julle lees en is 2 baie bekende skrifte. Die eerste een in hoofstuk 6 vers 12, dit sê, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis, van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Dan blaai ons net 1 bladsy terug, dan gaan ons na hoofstuk 4 toe. Efesiërs hoofstuk 4 vers 27. Dit sê, en gee aan die duiwel geen plek nie. Tot sover. Sandrie in die lesstudie 'n goeie vraag gevra. Sy het gevra, hoe maak jy Jesus jou alles? En dit sluit so mooi aan met wat ek vanoggend met julle wil deel. Trini, dankie vir jou uitleiding vanoggend oor die selfone. Ek het so rukkie terug 'n kursus bygewoon, net so terloops.
Ek wil net ietsie kyk. Hoeveel van julle het Nokia fone? Julle kan maar julle hande opsteek. Okay, Dietrich het 'n Nokia foon. Ek wonder waar het hy hom gekry. Seker by oupa. So die week toe ons 'n kursus gedoen het die fasiliteerder of die lektor het 'n interessante gedagte gedeel. Ons weet dit seker, maar dit was vir my nogal insiggewend geweest. Oor hoe Nokia op 'n stadium in ons lewens, soos wat Trini nou vanoggend oor die selfone gepraat het, het dit my toe laat dink aan die ding. Soos wat Nokia in ons lewe 'n groot rol gespeel het, het dit ook maar uitgefaseer. As jy mooi kan dink, Nokia het, ek dink hulle is toe redelik vervang, ek dink meeste mense toe na hulle Blackberries, het hulle gehad, en na Blackberries natuurlik Apple, en saam met Apple toe later ook die iPhone, die Samsungs, wat almal deesdae het. Daar is natuurlik baie ander make en so aan. En die gedagte was natuurlik oor besigheidsontwikkeling, dis die kursus wat ek bygewoon het. En dit het toe gegaan oor die gedagte van verandering. Hoekom het Nokia nie tot vandag toe nog sukses beleef nie? En hulle het nie tred gehou met die verandering in die wêreld nie. Hulle het sekere keuses, besigheidsbeginsels of beginselbesluite geneem wat hulle uiteindelik op 'n ander pad sou plaas, en dit is nie die pad wat hulle kompetisie gevat het nie. So die groot vraag natuurlik is, hoe hou jy by 'n veranderende wêreld? Nou soos julle my al seker leer ken het, praat ek graag oor praktiese goed. Wat doen ons as Christene op 'n dag-tot-dag basis om ons verhouding met die Here te laat groei? Nou ek het so rukkie terug, het ek nou deel van hierdie kurrikulum wat ek nou doen. Dit gaan nou oor 'n paar blokweke. Het ons ook onder andere, het ons 'n module gehad oor selfontdekking, ook oor besigheid. Jy weet, hoe om jou besigheid uit te brei, dis natuurlik van toepassing op my werk. Die werk betaal daarvoor, so hele doel is om ons nou te kweek, om in die besigheidswêreld 'n bietjie beter te kan funksioneer. En soos wat die persone toe die materiaal met ons deel, en soos wat ons die studies doen, dink ek toe vir myself, is hierdie besigheidsbeginsels nie tog ook maar op ons as Christene vandag van toepassing nie? Ek meen, kan dit nie tog 'n praktiese stuk gereedskap wees wat ons julle vandag gee, om moontlik julle verhouding met hom te versterk nie? So ek gaan uiteindelik by dit uitkom. Dis my doel. Ek wil my besigheidsplan met julle deel. My geestelike besigheidsplan of my geestelike aksieplan. Maar om daar uit te kom, moet ek julle so 'n bietjie met 'n draai vat. Hoekom is dit belangrik om 'n aksieplan te hê? Dis belangrik want jy moet doelbewuste besluite neem wat jou gedagtes rig. Jou gedagtes vorm jou aksies. Oeps, ek sien ons het nog nie, laat ek net gou die skerm opkry. Jou gedagtes is belangrik, want jou gedagtes vorm jou aksies. Jou aksies vorm jou gewoontes vorm tog uiteindelik jou karakter, en dit bepaal in 'n groot mate jou eindbestemming. So alles begin by gedagtes, dit begin by daai bewuste besluite wat jy neem, om elke dag op 'n ander manier te kan funksioneer. Nou ons lees in Openbaring 3 vers 15 en 16, dit sê, ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm? Maar nou, omdat jy lou is, en nie koud of warm is nie, sal ek jou uit my mond uit spieg. Om by besigheidsplan uit te kom, moet ons opsies kan oorweeg. Ons moet weet, wat is die opsies wat vir ons voorgehou word. Ek het 'n mooi stukkie ontdek, dit gaan as volg, dit sê, agter die wêreld van sigbare verskynsels, is die werklike wêreld. Dit het my nogal bang gemaak toe ek daaraan dink. Dit wat ons sien, die sigbare wêreld, is maar een dimensie, daar is nog 'n dimensie, die onsigbare wêreld, van waar groot en beslissende invloede op alle mense se lewens uitgaan. Dit sê, omdat mense naas hulle liggaam en siel ook 'n gees het, is hulle bewus van die geesteswêreld en ontvanklik vir invloede daarvan. Die groot belangrikheid van geestelike invloede beklemtoon die noodsaaklikheid van grondige kennis daaroor of hieroor. Selfs al verkies mense om die werklikheid te ignoreer, word hulle nogtans intensief daardeur beïnvloed. Kom ons kom tot die slotsom. Die twee groot werklikhede in die geesteswêreld
is die koninkryk van God en die koninkryk van Satan. Het jy al ooit gewonder wat is Satan se begeerte? Satan wil graag God wees en graag God word. Hy wil aanbid word soos God of as 'n God. En hy wil God en die skepping en die skepsels daarin wil hy benadeel en probeer vernietig. Dit is sy grootste begeerte. Wat is sy doel? Om hierdie uiteindelike dinge te bereik, het hy 4 stappe wat hy volg. Hy mislei en verlei mense. Hy vertel leuns. Hy hou mense in onkunde. En hy domineer en manipuleer mense. Om ons eie besigheidsplan te kan formuleer, is dit belangrik om te sien wat is sy besigheidsplan. Hoe dink hy, gaan hy by hierdie goed uitkom? Ons lees in Genesis 3, vers 1 tot 6, dat sonde het by Satan begin. Reg in die begin van die woord, was daar 'n probleem. Dit het by Satan begin. Satan veroorsaak siekte en lyding, soos wat ons in Handelinge lees. Hy het mag oor die dood. Hy stel strikke, hy stel lokvalle. Hy plaas bose en slegte gedagtes in ons hart. Satan kan jou ook as persoon beheer. Dit is my nogal ontstellend toe ek het gelees het en ook nagevors het. Hoe maklik dit is vir Satan om actually beheer van jou lewe te kan neem. Die woord van die Here hou hy uit die gedagtes, of wil hy uit die gedagtes van die gelowiges probeer hou. Hy plaas valse en heigelagtige mense tussen Christene. Hy plaas valse en heigelagtige mense tussen Christene. Hy val die kinders van die Here aan. Hy verhinder die kinders van die Here om die wil van die Here te doen. Kinders van die Here laat hy selfs in tronke beland. Hy kla die gelowiges aan by God. Kan jy glo? Hy gaan na God toe en sê, Thomas het dit en dit verkeerd gedoen, wat gaan jy daaraan doen? Hy probeer mense in onkunde hou. Hy por mense aan om ongehoorsaam te wees, soos wat ons in Efesiërs en Genesis lees. Hy plaas haat en vyandskap tussen die mense. Hy maak mense agterdogtig en ontrou. Ek vertrou jou nie, moet my nie vertrou nie. Hy val jou ou natuur aan. Ou gewoontes, ou dinge wat jy aangeleer het, herinner jou 10, 20, 30 jaar later. Is dit nie dalk weer 'n opsie om te oorweeg nie? Hy maak gelowiges depressief en ook baie moedeloos. Satan se aksieplan is om die vrug van die werk van Satan teenoorgestel te hê wat Galasiërs 5 vers 22 tot 23 vir ons lees. Dit het tot gevolg dat mense nie tot die geveg oorgaan en hulle verset in die aanvalle, die versoekings, die manipulering en die dominering van die Satan nie. Hy bewerk 'n gees van passiwiteit in ons. Het jy al ooit gewonder hoe lyk Satan se karakter? Hierdie eens perfekte engel wat al hierdie goeie goed gedoen het. Hy is 'n dief, hy is subtiel, hy is 'n moordenaar, hy is 'n leenaar en hy is 'n verleier. Die skrif verwys ook na hom as 'n brullende leeu. My sien geliefdes, hierso is waar die mooi ding inkom. Is hoe berei gelowiges hulle self voor vir hierdie geestelike oorlog. 1 Johannes 1 vers 7 tot 9 sê vir ons: Bid tot God en bely alle sondes, dat julle dus gereinig word. Efesiërs 6, 'n bekende gedeelte, net die skrif of die versie voor dit wat ek bietjie vroeër vir julle gelees het. Dit sê trek jou volle wapenrusting aan in gebed, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Jy sien geliefdes, vandag het ons goeie nuus, want 1 Johannes 3 vers 8 sê dit vir ons: vir hierdie doel het die seun van die mens gekom om die werke van die duiwel te verbreek. Kom ons kyk na die ander kant. Hoe lyk God se karakter? Hoe verskil dit moontlik van dit wat ons nou gelees het? In 1 Johannes 4 vers 16 sê dit vir ons: en ons het die liefde wat God tot ons het leer ken en geglo. God is liefde, en hy wat in die liefde bly, bly in God, en God in hom. God is liefde.
1 Johannes 1 vers 9, dit sê, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, om ons die sondes te vergewe, en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Kom ons lees in Psalm 86 vers 15, dit sê, maar U Here is 'n barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou. 1 Korintiërs 1 vers 9, God is getrou, deur wie julle geroep is tot die gemeenskap met sy Seun Jesus Christus, ons Here. God is getrou aan homself, hy hou sy beloftes en sy verbonde. Ons lees dan verder in Jesaja 63 vers 7, dit sê, ek sal die goedertierenhede van die Here prys, die roemryke dade van die Here, ooreenkomstig alles wat die Here aan ons bewys het, en die veelvuldige goedheid heens die huis van Israel, wat hy aan julle bewys het, na sy barmhartighede en na die grootheid van sy goedertierenheid. Ons lees in Genesis 6 vers 8, waar dit vir ons geskryf staan, maar Noag het genade gevind in die oë van die Here. God se genade is groter as wat ons ooit sal kan besef. In Jona 3 vers 10 sê dit vir ons, en God het hulle werke gesien, dat hulle bekeer het van hulle verkeerde weg. Toe het God berou gehad oor die onheil wat hy gesê het dat hy oor hulle sou of aan hulle sou aandoen, en hy het dit toe nie gedoen nie. Ek was nogal verbaas toe ek hierdie gedeelte lees, hoe baie skrif daar eintlik is van geleenthede waar soortgelyke goed gebeur het. God het berou gekry oor onheil wat hy gespreek het. God kan sy oordeel versag of afwend, omdat hy liefdevol, lankmoedig en genadig is. God het natuurlik emosies ook. Daar is soveel skrifte en gedeeltes wat dit vir ons bevestig. Hy is tog die skepper van emosie. God verheug hom oor jou met blydskap. Hy swyg in sy liefde. Hy juig oor jou met gejubel. Maar Jesus het ook gehuil. Jesus het innig jammer gevoel vir mense. Die Heilige Gees kan bedroef word. En God kan ook kwaad word, soos wat ons in Numeri 22 vers 22 lees. Maar die toorn van God het ontvlam. Ons weet natuurlik God is heilig. God oordeel graag regverdig, soos wat ons ook in Psalm 96 lees. Dit sê onder die volke, die Here is koning. Ook staan die wêreld vas, sodat dit nie wankel nie. Hy sal die volke regverdig oordeel. En het julle geweet, God tree soms anders op as wat ons verwag? Kom ons lees ietsie uit 1 Samuel 11 vers 6 tot 7. Dit vertel ons hoe die gees van God oor Saul gekom het en dat hy baie kwaad geword het. Hy het 2 beeste stukkend gesny en deur Israel gestuur en aan die volk gesê, wie nie agter Saul en Samuel aantrek nie, sy beeste sal dieselfde mee gedoen word. Die skrik van die Here het toe op die volk geval en hulle het soos een man uitgetrek. Die laaste eienskap wat ek net wil uitlig, daar's natuurlik baie wat ons nog kan byvoeg, is God straf die sonde. In Sagaria 14 vers 2 sê dit vir ons, dit praat van wanneer God al die nasies sal versamel om oorlog te voer teen Jerusalem, waar die stad ingeneem en die huise geplunder word en die vroue onteer word. Die helfte van die stad sal uitgaan in ballingskap, maar die oorige deel van die bevolking sal nie uitgeroei word nie. Die groot vraag wat ek eintlik wil vra is jou karakter of jou besigheidsplan of jou pad waarop jy reis in lyn met God se? Of is jy miskien, soos die storie wat ek vanoggend vertel het van die polisieman, ek wat myself vermom het as iemand wat ek nie was nie, is jy dalk miskien iemand anderste? Daar was eendag 'n man wat sy werk verloor het. Hierdie man het elke dag sy pak klere en sy das aangetrek. En hy het van plek tot plek gestap om werk te soek. Hoekom? Hy het verantwoordelikhede gehad teenoor sy gesin om vir hulle te sorg. Daarom was hy absoluut desperaat vir werk, om kos op die tafel te sit van sy gesin. Dit is die middag laat toe hy by die dieretuin verbystap. Daar het hy by die ingang van die dieretuin 'n bord gesien met 'n advertensie op. Dat hulle soek iemand om daar te kom werk. Dit was net so voor 5:00 die middag en net voor hulle sou toemaak, toe hy daar instap. Hy het die bestuurder toe gaan spreek en hy het toe vertel
laat hy toe 'n groot dilemma het. Die bestuurder vertel toe vir hom, hy het 'n groot dilemma. Jy sien, hulle daar by die dieretuin 'n baie groot en wêreldbekende gorilla. Die gorilla het, wanneer die besoekers gekom het, baie toertjies gedoen en hulle het die toeriste toe vermaak. Ongelukkig het die gorilla gevrek. Maar hulle kan dit nie bekend maak nie, want hulle sal baie toeriste en besoekers verloor en uiteraard sal hulle baie geld verloor. Die man se taak was dan om vroeg in die oggend te kom en dan het hy 'n gorilla pak aangetrek. En hy het in die hok gaan sit. Hy moes dan die mense vermaak met toertjies en al die piesangs wat hulle hom geëet het, moes hy dan eet. Die man het dadelik die werk aanvaar sodat hy die inkomste kon kry vir sy gesin. Die volgende dag is die man vroeg in die pak en in die hok. Die toeriste het gearriveer en hy het met die toue begin swaai en hy het bollemakkiesies gemaak en hy het hulle vermaak. En soos wat die dag aangaan, het hy bietjie meer en meer gewaag natuurlik met sy toertjies. En so het die lot ook dit nou vir hom ingehaat, dat hy ongelukkig 'n bietjie te hoog gegly het, of geswaai het, en hy vlieg toe daar deur die lug, en hy gaan oor die tralies van sy eie hok, en daar beland hy binne in die leeu se hok. En hy het baie hard geval. Maar in 'n breekdeel van 'n sekonde besef hy, dat hy baie vinnige besluit moet neem. Hy kan om hulp skree, of hy kan om hulp skree vir sy lewe, maar dan gaan hy sy werk verloor. Of hy kan stil bly, en hy kan laat die leeu hom opvreet. En toe wat besluit hy toe? Om vir hulp te skree. En daar kliphard in hierdie dieretuin skree hy, help, help, so hard as wat hy kan. En dit is toe dat die leeu antwoord, bly stil man, wil jy ons met albei ons werk verloor? Die vraag is, met watter masker loop jy daagliks rond? Wat is daai masker wat jy voorhou? Is jy besig om voor te gee wat jy nie is nie? God weet en hy ken jou hart. En hy weet wie daai regte persoon agter daai masker is. Haal hy masker af, gooi hom op die grond. God se plan vir jou lewe. Ek het 'n interessante ding ontdek. Het gaan oor die hand. En ek hoop julle sal dit onthou. Ek gaan dit probeer verduidelik soos wat ek dit nou hier raak lees. Het 5 vingers. Wat is hierdie vinger? Is jou ringvinger. Waarvoor staan die ringvinger? Staan vir liefde. Staan vir liefde. Johannes 13 vers 16 sê, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Die tweede vinger, wat ek aan julle wil verduidelik, is die wysvinger. Wat doen die wysvinger? Wysvinger wys na jou toe en hy kla jou aan. Het gaan oor sonde. Tweede vinger is sonde. Die mens is 'n sondaar. Met ander woorde, liefde, sondaar. Romeine 3 vers 11 en 12 sê, daar is nie een wat verstandig is nie. Daar is nie een wat aan die wil van God vra nie. Almal het afgedwaal. Almal het ontaard. Daar is nie een wat goed doen nie. Selfs nie eers een nie. Dan natuurlik die derde vinger. Waar is hy? Hy is tussen liefde en sonde. En dit is, die middelvinger is Jesus se liefde. Kom staan tussen my en my sondigheid en God. Jesus bind my weer met God se liefde. Ons lees in Johannes 1 vers 12, maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat aan hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te wees. Amen. Dan natuurlik het ons die vierde vinger. Wat een is die vierde vinger? Dis die duim. Wat doen die duim? Hy wys sharp of nie sharp nie. Met ander woorde, dit is 'n keuse wat jy moet maak, né? Ek moet 'n keuse maak vir God of teen God. Dan natuurlik die laaste vinger is die pinkie. Pinkie wat oorbly. Die pinkie gaan oor klein en nietig. Dit sê vir ons in Markus 8 vers 34. As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe vir homself wil behou,
sal dit verloor. Maar wie sy lewe vir my en die evangelie verloor, sal dit bou. 5 vingers, ringvinger, God se liefde, wysvinger, sonde. Middelvinger, Jesus wat tussen God en ons sonde vir ons staan. Die duim is 'n keuse wat jy moet maak, reg of verkeerd. Volg ek God of volg ek hom nie? Pinkie, bly klein, bly nederig. Sien geliefdes, jou keuses wat jy maak is belangrik. Dit gaan daaroor, gaan jy God volg met jou hele wese of nie? 2 manne het hieroor gesels. Die een sê, ek kan nie vir jou sê wat die Here Jesus vir my alles is nie. Wat hy vir my beteken en alles wat hy al vir my gedoen het nie. Al wat ek wens is dat jy by sy weermag moet aansluit. Ek dink daaroor, sê die ander jong man, maar dit beteken ek moet verskeie dinge opgee, maar ek is besig om die koste daarvan te bereken. 'n Geredde offisier wat in die verbygaan die hele storie hoor, sit sy hand op die jongman se skouer en sê die volgende: jongman, jy praat van om die koste te bereken om die Here Jesus te volg. Maar het jy al ooit die koste bereken wat dit jou gaan kos as jy hom nie gaan volg nie? Ek kom graag by die punt eintlik waar ek wil uitkom. Dit is jou besigheidsplan, jou aksieplan. Hoe lyk hy? Die eerste deel van 'n besigheidsplan is jy het 'n visie en 'n missie of 'n visie en prioriteite nodig, met ander woorde vision and priorities. So die eerste vraag wat ons onsself graag wil vra is, hoe baie sê ons dit vir mekaar en vir jouself? In Efesiërs 4 vers 1-2, ek druk dit op julle hart. Ek wat 'n gevangene is omdat ek die Here dien, laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig en verdra mekaar in liefde. 1 Johannes 2 vers 15 en 17 sê, moenie die wêreld lief hê en die dinge wat in die wêreld is nie. Die wêreld gaan verby en sy begeerlikhede, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Kom ons lees nog een, Matteus 28 vers 19 en 20. Dit sê, gaan dus en maak disippels van mense, van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Hoe baie sê ons vir mekaar en vir jouself, waantoe is jy op pad? Het jy 'n missie, het jy 'n visie, het jy prioriteite wat jy in jou lewe gestel het? Nog 'n belangrike vraag wat jy jouself kan vra is ons eengesind oor ons visie en prioriteite? As ek 'n papiertjie om sou stuur, sou ons almal dieselfde antwoord neergeskryf het? Sou jy regtig uit jou diepte van die hart uit dieselfde ding kon sê as wat die ou langs jou kon sê? Ek som 'n gedeelte op wat in Hebreërs 11 staan. Dit gaan oor om te glo. Dit sê in vers 1, of die opsomming daarvan sê, om te glo, so lees ons daar, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dit sê ook, ons lees daar, dat dit is om uit te sien na die stad wat vaste fondamente het, waarvan God self die ontwerper en bouer is. Dit is om die belofte uit die verte te sien en daaroor te juig. Dit is om te verlang na 'n beter en hemelse vaderland. En dis om te volhard, soos iemand wat 'n onsigbare God sien. Die tweede komponent van ons besigheidsplan is tydsbestuur. Psalm 90 vers 12 sê vir ons, leer ons dae so gebruik, dat ons wysheid bekom. In Spreuke 6 vers 9-11 sê dit, hoe lank luiaard sal jy bly lê? Wanneer sal jy opstaan uit jou slaap? Nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie slymer, nog 'n bietjie hande vou om uit te rus. So kom dan jou armoede, soos 'n rondloper, en jou gebrek, soos 'n gewapende man. Natuurlik moet ons vra, wat van televisies, wat van selfone, wat van sport? Wat is dit wat jou tyd beroof en jou wegdryf van God? Die vraag wat jy self wil vra is, hoe spandeer ek my tyd? Natuurlik, hoe spandeer my huisgesin hulle tyd? Met ander woorde, die mense wat in jou onmiddellike omgewing is, wat die Here op jou pad geplaas het, om moontlik te beïnvloed.
Hoe bestuur jy daai mense wat om jou is? Derde gedeelte is sekerlik die moeilikste. In Engels praat ons van feedback. Onthou hier is nou 'n sekulêre besigheidsplan wat ek moes nou so 'n bietjie aanpas nou vir hierdie preek vir my. Terugvoering. Feedback. Galasiërs 6 vers 1. Broers, as iemand in die een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die Gees laat lei, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghelp. En pas op, jy kan self ook in die versoeking kom. Ek dink is belangrik wanneer ons na terugvoering kyk om te vra, gee jy mense opregte liefdevolle terugvoering? Of swaai jy maar net jou mantel na die wind? Laat jy toe dat iemand anders te jou terugvoering gee? In ons besigheidswêreld het ons hierdie geleenthede waar ons formeel vir mekaar die goed sê. Ek dink 'n veilige plek sou dalk wees om jou eggenoot te vra. Ek kan dalk vir Adel vra, as hy dalk sien ek maak 'n foutjie. Ek sal haar toelaat om uit liefde vir my te verduidelik. Waar het ek fout gemaak en wat moet ek verander? En so laat sy my ook toe om in haar lewe dieselfde vir haar te doen. Ons gaan dan 'n bietjie verder. 'n Verdere komponent in Engels is succession planning. Met ander woorde jou navolger, jou opvolger. Wie is die persoon wat na jou gaan doen wat jy doen? Nie dat jy enigstens kan roem op enige van jou aksies of dade of dinge wat jy doen nie. Ons lees in Matteus 28 vers 19 en 20. Dit sê, gaan dus en maak disippels van mense van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Met ander woorde, het jy 'n opvolger? Het jy 'n disipel gemaak? As jy nie daar is nie, is daar iemand anders wat die stokkie kan vat en daarmee verder hardloop. Is ek besig om in mense te belê? Is ek besig om met ander mense tyd te spandeer, om in die woord in te grawe en met hulle belangrike goed te deel? Doen ek alles self of rus ek ander mense toe met die nodige bekwaamheid? En is ek 'n moontlike bottleneck vir besluitneming? Besef julle dat julle dalk in die pad staan van iemand anderste? Dit kan wees. Ek kan dalk in die pad staan van iemand wat dalk moontlik geestelik wil groei. Dit is belangrik om dit te identifiseer en om daaraan te werk. Evaluation and alignment. Evaluering en herbelyning. Dit sê in Psalm 37 vers 34 vir ons, vertrou op die Here en bly op sy weë. Hy sal jou weer laat opstaan om die land te besit en jy sal die ondergang van die goddelose aanskou. Hoe baie stop ons om weer die rigting van ons skip te bepaal, om te evalueer waantoe is my lewe op pad? Maak ek gereeld nuwe besluite om my weer op koers te hou? En belangrik, voer ek hierdie besluite uit? Dan natuurlik 'n moeilike ene vir baie van ons, leierskap onder druk. Watter geestelike of kerklike dinge plaas jou onder druk? Ons lees in Matteus 10 vers 24, dit sê, 'n leerling is nie hoër as sy leermeester nie, en 'n slaaf nie hoër as sy eienaar. As die boot bietjie geskit word, as die dinge bietjie moeilik raak, as die druk op jou geplaas word, waar gaan put jy jou krag? En waar gaan soek jy die antwoorde? Wat gebeur met jou as daar druk op jou geplaas word? Wie is ek as ek onder druk is? In Engels sê hulle daar's 3 dinge wat met jou gebeur. Freeze, flight, met ander woorde wegvlug, en fight. Jy veg, of jy vlug, of jy vries. Die 3 goed wat gewoonlik met 'n persoon gebeur wanneer hy onder druk is. Wat se sein stuur ek uit wanneer ek onder druk is en hoe ek die situasie hanteer aan my medegelowiges, aan die mense, disippels en mense wat ek besig is om te bekwam om die evangelie te verkondig? Wat leer ek ander in my optrede wanneer ek onder druk is? Dan laastens, om by die storie van die gorilla aan te sluit, wie is ek? Is ek oral dieselfde? Is ek altyd polities korrek? Met ander woorde, as ek met Adel praat, sê ek wat sy wil hoor, as ek met Dani praat, sê ek vir hom wat hy wil hoor. Swaai ek my mantel na die wind? Of het ek regtig 'n opinie en staan daarby? Hoeveel maskers het ek in my kas? Ons het met deel van hierdie kurrikulum wat ons nou volg, het ons onder andere toe 'n persoonlikheidstoets gedoen. En wat baie interessant is.
Hulle vra jy slegs 25 vrae, maar hulle vra dit op 'n baie goeie manier. Goed, die 25 vrae, dit is 'n redelike lang antwoord wat jy gee, maar dis 'n paar opsies wat jy net om te kies. En uit dit uit kan hulle baie akkurate persoonlikheidsanalise van jou doen. En wat ek nie besef het nie, is wanneer hulle daai persoonlikheidsanalise doen, julle ken seker die kwadrante, die groen, geel, blou, rooi, dis al die verskillende karaktereienskappe wat jy kry, almal met hulle positiewe en negatiewe eienskappe. Jy het 2 areas waarin jou karakter funksioneer. Die ene is waar jy in die werksomgewing of waar jy in 'n gedrukte omgewing, miskien by die kerk, by die werk, by die skool, waar ook al jy is, het jy 'n sekere profiel. Maar wat hierdie program ook gedoen het, is dat dit jou geanalyseer om te sê, wat sal jou tendens wees as jy by die huis is? Met ander woorde, wie is jy wanneer jy jouself is, wanneer jy gemaklik is? En dit was nogal redelik interessant om te sien hoe baie mense in ons groep wat geanalyseer is 2 heeltemal verskillende mense. Heeltemal. Ek bedoel, die een is absoluut koleries en dan word hy flegmaties as hy dalk byvoorbeeld by die werk is of andersom. En dit het my nogal laat wonder, hoeveel maskers het jy in jou kas? Hoe maklik is dit vir jou om aan te pas in 'n situasie en jou mantel na die wind te swaai? Verstaan jy jouself? Weet jy wie jy is? Weet jy wat jou tekortkominge is? Dit sê vir ons in 1 Johannes 1 vers 7, maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. En die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Geliefdes, kom ons stig mekaar, kom ons ondersteun mekaar en dien mekaar met God se liefde. Kom ons neem daagliks, en dis die punt, kom ons neem daagliks kognitiewe besluite, rasionele besluite wat ons elke oggend aan onsself herhaal om ons op koers te hou, om hierdie simpel beginsels toe te pas. Beginsel van, wat is my visie en prioriteite? Hoe bestuur ek my tyd, Here? Is ek ontvanklik vir terugvoering? Gee ek eerlike, positiewe terugvoering? Is ek besig om te belê, om opvolgers te hê, om disippels vir U te maak? Evalueer ek my lewe gereeld en herbelyn dit soos wat dit nodig is om myself weer op koers te hou? Wie is ek wanneer ek onder druk is? Neem ek goeie besluite om 'n goeie leier te wees? Is ek eg aan myself en die mense om my? Am I staying true to myself? Daar's 'n musiekvideo wat nou redelik die sirkulasie doen. Ek gaan dit nou vir julle speel. Luister na die woorde. 10,000 reasons. You're rich in love. Is een van die versies in die middel. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, O my soul. Ek nooi jou om hierdie liedjie saam met my te luister voordat ons dan sal afsluit. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, and worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day drawing. It's time to sing His song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh
forever.